Gek oor haar eie Afrika onder episode 72. Sergio se hart word week toe hy met die baba leeuwtjies by hom in sy bakkie by Hurters Retreat se hek inry en vir Lea daar by Jesu en Anna en hulle kleingoed aantref. Sy stel genoeg belang om aandag te gee en dit is vir hom 'n rem onder die hart om te sien. Sergio spring self uit om sy tweeling te gaan groet. Syne, want hy is mos Pietpa, né? En dit is vir hom 'n ernstige saak. Hulle is te pragtig met hulle ligpink velletjies en handjies in vuisies geklem. Nog ongeskonde deur die rampe en stote wat die lewe soms vir seentjies besorg. Hulle slaap in sulke handgemaakte lapkokonnetjies, iets wat hulle seker binnekort sal ontgroei, maar goed genoeg vir nou wanneer hulle ry, want dit is met veiligheidsgordels vasgemaak. Slim van Jesu en Anna, of was dit iemand anders se goeie raad, wonder Jesu. Die kinders se ouers is nog so jonk. Hy is meer as 10 jaar Jesu se senior. 'n Mannetjie wat maar pas begin werk het, toe die babas besluit het om hulle in die eg te laat verenig, deur hulle aanvanklike ongenooide en skielike opwagting in die vorm van 'n swangerskap te maak. En nou moet die tweekies dit maar maak werk, soos baie ander ouerpare in hulle skoene. Daarom nie te onwillig nie, al lyk hulle self nog soos kinders in Sergio se oë. Poepjonk, onervare en brandarm, onvoorbereid op die lewe. Maria en Manuel, wat in diens van John Hurter is, al verwys John altyd na Manuel as sy groot vriend, kan hulle nie finansiëel bystaan nie, al wil hulle verseker, anders as Sergio se ouers wat vir Diego en sy suster Sylvia daar onder hulle eie dak koester. Anna se ouers was ook maar net groenteboere van die omgewing, wat nou nog 'n bietjie knoffel en kruie kweek om te verkoop, daar op hulle dorpserf op Bonsai. Hulle agterplaas is kant aan wal vol lê henne in hokke. Hulle verkoop eiers en lewendige hoenders aan die plaaslikes om van te oorleef. Die pensioen is min of geen. Wanneer die kleingoed ouer raak, gaan dit nog meer kos om in al hulle behoeftetjies te voorsien. Sergio kyk hulle agterna, toe hulle wegry en uiteindelik voor die deur van die groot huis gaan stilhou en uitklim om hulle kosbare vraggies in te dra by Manuel en Maria wat opgewonde wag. En dit is toe dat hy sy besluit neem. Hy sal help. Hy dra na Lea. Kom ons hou 'n baby shower vir die Da Silva gesin. Ek wil 'n paar aankope gaan doen. Kan ons dorp toe ry, Bonsai toe, ek en jy? Ja, sy stem dadelik entoesiasties in. Maar eerste dinge eerste. Hulle installeer die baba leeuwtjies wat Sergio van die leeuplaas af saamgebring het in hulle gemaakte speelhok daar in sy woonstel. Asja het gesorg vir hulle laaste bottels by die hospitaal en het sy roerend van hulle afskeid geneem. Ek gaan hulle dalk nooit weer sien nie, of hoe Dok Sergio, het sy met trane aan haar oë gevra. Natuurlik gaan jy hulle weer sien, sodra die klomp van Injambaan af terugkom, na die naweek bring ek hulle weer vir jou terug. Maar alleen sal jy jouself en die welpies nie teen die kwaaddoeners soos net nou kan verdedig nie. Nie eens met Mos se hulp nie. En of ons die ander ouens wat hier uithelp kan vertrou, weet ek eerlikwaar nie. Die dat ons vir hulle gaan sê dat ons die leeu's permanent wegneem. Maar maandag bring ek hulle terug. Ek beloof jou, al weet net ek en jy daarvan. Asja het net stil geknik en hulle melkformule, bottels van hulle kussings en komberse in bokse gepak en een in die hok gesit by hulle. Daarna het sy haar eie slaapgoed en klere ook gepak.
Sy gaan 'n slag huis toe en haar pa was al op pad om haar te kom haal. Sergio die kleintjies bymekaar in een groter hok gesit, een van daardies waarmee hulle altevore rooikatte gaan vang het en weggevoer het van plase af. Met alles in die bakkie gelaai, wou hy by Mas weet, gaan jy die naweek inbly? Ek het nêrens omheen te gaan nie, dok Sergio, en daardie hokke is my enigste familie. Dankie, Mas. Hou jou selfoon byderhand. As er probleme kom, WhatsApp my. En wag asseblief hier saam met Asja tot haar paar gekry het. Toe sê hy vir Asja, jou pa en ma gaan bly wees om jou 'n slag onder hulle dak by die huis te hê. Gaan rus, lekker uit. Jy het min geslaap die afgelope 3 weke. En as jy besluit om 'n paar ekstra dae verlof in te sit, laat weet my, jy het dit. Terwyl Sergio en Lia nou die leeuetjies installeer, vertel hy vir haar wat vroeër daar by die leeu's se hok gebeur het. Dit is beter dat hulle nou hier is, waar ek self 'n oog kan hou, en waar ons hulle agter 'n elektriese heining het. Ek kan nie die getroue werkers se lewens in gevaar stel met iets wat net te aanloklik is vir kwaaddoeners en smokkelhandelaars nie. Stroopers sal nie 2 keer dink om vir Asja of Mas uit die pad te vee om by hierdie leeu's te kom nie. Ja, hulle is gewetenloos, stem Lia saam. Sergio en sy het sy bed, sy meubels en koffietafel eenkant en teen die mure geskuif. Die skaaphok is opgeslaan in die middel van sy woonstel se sitkamer. Moet ons die venster toemaak, dat geen Gathou nie hier kan inkom nie? Vra Lia toe hulle regmaak om uit te stap. Hulle het mos 'n missie vir die res van die middag. Ag nee wat, sy sal beslis nie in daardie hok probeer klim nie. Die naaste wat sy aan hulle sal kom, is waarskynlik op die kombuistoonbak, van waaraf sy vir hulle sal blaas. Of dalk sal sy van die bed af op hulle neursien soos 'n wafferse koningin, sê hy. Hulle loop deur die groot huis om na John te gaan soek. Hy is nie daar nie. Hy koer ook soos 'n duif en die dassel was se kwartiere oor die babas. Kom in, Lia en Sergio. Maria is op deurwag en sy is bly om hulle te sien. Ek gaan gou vir julle ook tee maak. Nee, nie nou nie, Tannie Maria. Kom hoor asseblief gou iets, beduie Lia vir haar. En wanneer hulle buite hoër afstand is dit Sergio wat die praatwerk doen. Ek en Lia het gedink om bonsai toe te ry om vir Jesu en Anna 'n paar goedjies vir die babas by die groot winkel daar te gaan aanskaf. Ons het ook gedink, ons wil môremiddag 'n partytjie hou om die seentjies in die wêreld te verwelkom. Miskien kan ons Anna se familie ook nooi. Bietjie band met julle skoonies. Maria se oë begin swem van die trane. Lia en Sergio, ja dankie. Dit is die dierbaarste ding waarmee enige iemand nog vorendag gekom het. Ek dink Anna se ouers en susters sal baie daarvan hou om hier te kom kuier, oor te slaap. Die slaapkamers is mos altyd reg vir gaste, of hoe het julle gedink moet dit werk? Nee, hulle gaan daar by my in die Konsaas kamp bly, sodat Anna en Jason nie weet wanneer hulle aankom nie. En ons sal vir jou WhatsApp, sodat die eregaste nie moet agterkom dat ons iets aan die reël is nie, sê Lia voordat sy vra. Maria, sal jy gou vir John ook hier na ons toe uitstuur? Miskien wil hy saam met my en Sergio dorp te ry. Ek weet Paula, Haya en Sylvia kom ook môre plaas toe. So as John vanaand daar wil oorbly, kan hy saam met hulle terugkom. So moet asseblief nie oor ons bekommerd wees vir kos vanaand nie. Geniet julle gesin. Ek sal vanaand vir my en Sergio iets maak om te eet. Kook. Wat skokgolwe deur Sergio stuur. Kan die klein klits ooit kook? Hy het dit nog nooit gesien gebeur nie, en hy is eintlik klaar honger.
Daar was nie vandag vreeslik baie kos op sy spyskaart nie. Net poef, daar by die hospitaal. Die oomblik waarop John daar by hulle aansluit, groei die opwinding en Sergio vergeet skoon van sy maag wat begin skree van die honger. Natuurlijk gaan John saam. Toevallig het hy en Paula daaraan gedink om 2 opslaan kampeerbedjies vir die kleintjies te koop. Hulle kan dit net sowel nou gaan doen. Maar dit is nie net Paula wat hulle daar by die algemene handelaarwinkel inwag nie. Haya en Sylvie is ook daar en almal trippel rond van opgewondenheid. Sylvie wil weet, wat het babas ooit alles nodig? Verskriklik baie goed. Lig die verkoopsname hulle in en haal 'n hele lang lys onder die toonbank uit. Wel, die karstoeltjies is myne, waarsku Sergio. Verspot seker, want niemand is gewillig om met hom vuis te slaan. Vir die voorreg om karstoeltjies waarin kleintjies kan slaap of sit te koop nie. Dit kos 'n flippin fortuin, kom hy agter. Maar hy gee nie om nie. Vir soveel jare was sy salaris sy eie. Sy behoeftes was nooit baie groot nie. Daarom het hy 'n redelike, stewige bankbalans opgebou. En in die laaste paar jare geniet hy dit baie meer om te gee as om te ontvang. Die kampeerbedjies is John en Paula sin in sulke bonkige plat bokse. Die res van hulle koop doeke, bottels, badgoedjies, wat ook al vir babas beskikbaar is. En tussen die klere wat daar uitgestal is, ontdek Sergio baadjies met leeuwelpies kappies daaraan vas. Die kleinste is vir 1 tot 2 jaar, lees hy op die kleertjies en besluit. Een of ander tyd sal hulle hopelik daar kom, al lyk hulle nou so klein. Hy sit dit in sy mandjie en dadelik is die verkoopsdame by met 2 handdoeke en kombersies met leeuwelpies daarop. Myne vervlaks, raas Lia toe hy dit ook by haar vat. Lia haal dit uit sy hande en sit dit in haar eie mandjie, wat ook dreig om oor te loop. En daarna koop sy toedraaipapier, kleefband, geskenksakkies en linte. Is daar iets wat met die bakkie moet plaas toe gaan? Soos daai kampbedjies, vra Sergio, want ek en Lia moet by ons ander kleintjies uitkom, as julle nog wil agterbly. Wat se ander kleintjies? Vra Sylvie. 2 baba leeuwtjies, hulle is net so ongeveer 6 weke oud. Ons voed hulle nog met bottels. Ek ry nou saam met julle, ek wil dit sien. Kan julle 15 minute wag, dat ek gou gaan inpak? Vra Sylvie. Gaan jy sonder my ry? Vra Haya geskok. Sylvie soen hom op die mond en antwoord, nee, beslis nie. Veral nie as jy ook in 15 minute langs Sergio se bakkie kan wag nie. Ek kan ook in 15 minute reg wees, besluit Paula en lag in John se rigting. Dan gaan ons almal saam met julle terugry. En moenie oor kos bekommerd wees nie, ek bel gou vir Ling en Gina, sodat ons kan wegneem kos neem. Hoeveel mense gaan ons vanaand wees? 6. Wag, ek en Lia sal sommer gou oorstap na die restaurant toe. Sergio is die verligste van almal. Dit is nie asof hy dink dat Lia nie kan kos maak nie. Hy vertrou haar net nie om vanaand sy leë maag vol te kry met iets wat sy nog aan mekaar moet slaan nie. En gelukkig kom Gina altyd met proesels nader, sodat Sergio van alles kan proe voordat hulle bestel. Lia koop 'n klompie gevriesde vingergoedjies ook en skyfies en doopsousies vir môre aand se funksie. 7 kartonboksies met wegneem etes, besluit Sergio, 'n verskeidenheid van wat Ling en Gina nou vir hom aangebied het. Maar ons is net 6 vanaand, dis de Silvas is op hulle eie, verduidelik Lia. Maar hy keer, nee, ons haal borde of bakkies uit en elkeen kan skep waarvan hulle wil eet.
Ek weet die porsies is lekker ruim, dis hoekom ek 7 etes gekies het. Dan hoef niemand honger te gaan slaap nie. Ja. 6 mense wat in Sergio se 1 man woonstel, waarvan die meubels nou teen die mure staan, saam koek en Chinese kos in sy puddingbakkies met stokkies eet, met wyn en bier in glase. Later hoef hy nie te vra wie gaan vir die welpies bottel gee nie, want Haya en Sylvie is dadelik gewillig. Te midde van al die chaos is Gatto, sy Afrika kat, en die kitsie is in haar element. Sy bedel kossies by almal en is dan vreeslik kieskeurig oor wat uiteindelik in haar bekkie gaan beland. En moet vir geen oomblik dink dat sy is bang vir die leeuwelpies, wat nou groter as sy is nie. Sy gaan sit reg langs Sylvie, terwyl sy met die bottel vir die baba voer. En dit lyk asof Gatto wil help. Wanneer hulle die kleintjies terugsit in die hok, klim sy bo op die ekstra perneel wat Sergio bo op die ander vasgemaak het, om 'n soort dakkie vir die raamwerk te dien, net vir ingeval die koetjies dit in hulle koppe kry om op en uit te klouter. Wil jy by die leeu's inklim en vanaand hier slaap? Vra Sergio en lig die dakkie effens om te sien wat sy kat se reaksie is. En in plaas van terugduins, spring sy so waar in. Nou het ek net mooi alles gesien, roep John uit. Paula draai geskenke toe en hy plak kleefband waar sy wys. Nou hou sy 'n pakkie na hom toe uit, maar sy aandag is mos elders. Hy sê, laat asseblief net genoeg spasie toe, sodat Gatto kan uitklim as die welpies dalk te rof raak met haar. Paula raaskastig, John, sal jy asseblief konsentreer op wat ons hier doen? As hierdie 'n pasiënt was, het jy nou 'n eis teen jou ontvang. Haya se oë is nou ook op die kat in die hok. Ja, los asseblief net die hok bo oop, sodat ons die leeuwbabas kan red, as Gatto gevaarlik raak met hulle. Sy is mos vreesloos, 'n oorlewer. Niemand sal weet wat sy alles trotseer het nie. Trotseer waar? Vra Sergio. Hy het vermoed iets het oor die naweek gebeur. Nou begin hy sy 6de sintuig glo. John, dink jy nie, vanaand is 'n goeie aand om vir Sergio te vertel wat sy dogtertjie sy avontuurlike wanderlust aan ons almal gedoen het nie, terwyl ons nou almal hier is nie? Vra Sylvie. Nee man, dit lyk asof John hulle monde wil toeplak met sy kleefband. Kom nou julle, ons het vir John en Manuel beloof dat ons nie vir Sergio daarvan gaan vertel nie, keer Paula. Hoekom nie? Vra Sergio. Want hy is bang dat dit jou sal verhoed om ooit weer iewers heen te gaan uit vrees dat so iets weer gaan gebeur. Sê Haya. Nee, vertel 'n bietjie vir daai menspa wat sy 4-poot dogtertjie agter sy rug aangevang het. Hou Sylvie ook vol. Wat steek julle vir my weg? Nou moet Sergio weet. Hy sal oop bars as die klomp nie begin praat nie. Of hy sal hulle een vir een vasbind, mishandel en onder kruisverhoor neem. Sylvie se woorde laat hom 'n oomblik na asem snak. Jou meisiekind Sergio het ons vir 7 dae in angs en spanning laat sweet. In so mate dat Paula gedink het, John is besig om 'n hartaanval te kry van stres. Sy wys na die hok waarin Gatto nou tussen die leeuwtjies opgekrul het. Stres oor daai juffie van jou wat verdwyn het. Veld in onder deur die heining. Ons het gedog die leeu sit daarop gevreet. Nooit! Sergio sak stadig op een van sy eetkamerstoele af. En jy, Lea, het jy daarvan geweet? Nee, hulle het dit mooi netjies vir ons albei weggesteek. Ek het eers gister daarvan uitgevind. Gewag vir die regte oomblik om vir jou daarvan te vertel, wat presies seker nou is, met almal wat saam gestres het hier by mekaar.
Lia trek skouers op. Dit was duidelik nie haar beurt om stories aan te dra nie, maar sy kan mos nie vir hom so iets wegsteek nie. Sy is veronderstel om sy ander helfte te wees, sy beter helfte. En jy praat nie, steun hy met sy oë op Lia. Wel sê dankie, anders was julle verlede Woensdagnag alweer terug hier op Hurters Retreat, verklaar Sylvie en hou haar glas sodat Haya vir haar nog wyn moet skink. En sy is blerrie wil reg. Dit sal Sergio liewer nie teenoor hulle erken nie. Hy sou Lia net daar gelos het vir haar operasie, teruggery het om sy kat te kom help soek en maandag weer daar aangemeld het om sy meisie te gaan haal. Hy wil kwaai sê, en julle steek nooit weer vir my so iets weg nie. Toe besluit hy, los dit. Gelukkig het alles op die ou end presies reg uitgewerk. Laat aand sluip 4 van hulle by die groothuis in, deur Sergio se gangdeur. Haya en Sylvie wat vanaand in Lia se ou kamer daar langs Sergio se slaap. Paula en John wat opsluip na sy woonkwartiere daar op die tweede verdieping. En Lia wat daar by hom platgeval het, sien hy. Want dit was dalk nie haar plan nie, maar teen die tyd dat hy almal in die gang uitgelaat het en omdraai, lê sy dwars oor sy bed, vas aan die slaap. En Sergio probeer om vir homself 'n klein gaatjie langs haar in te werk, sodat hy ook oë kan toemaak sonder om haar wakker te maak. Maar die deken is onder haar lyf en hy vou die deel wat beskikbaar is oor haar. Hy haal 'n nuwe een en 'n kussing vir hom uit die kas en besef 'n 1.5 meter dwarste van 'n koningsgroote bed gaan nie sy langlyf huisves nie. Met sy nuwe kussing en stopdeken skuif hy oor na die saligheid van 'n ellelange bank teen die muur. En toe hy weer sy oë oopmaak, is dit omdat die son by sy woonstel se glasdeur inskyn en Gatto wat op sy bors kom sit om kos te vra. Die leeuetjies sit daar agter die oogiesdraad en kyk ook nou na hom. As hy Dr. Dolittle was, sou hy seker in hulle lyftaal gelees het, dat hulle eintlik vir Gatto gestuur het om te vra dat pa, Sergio, sommer vir hulle ook bottels moet maak asseblief. Hy staan stadig van die bank af op, om vir hom en Lia koffie te maak, want daarsonder gaan sy mos ook nie wakker word nie. Om pa en man te wees, verg 'n aanpassing. Selfs al is jou kinders 'n Afrika gryskat en 2 leeu welpies. Almal van hulle is vroumense. O, magies, besef hy. Hy is gedoem tot slawerny. Word vervolg.